Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die regsaspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Ons volgende segment, so ons het nou die bietjie digitale bemarking en tegnologie gesels in die podcast ding. So ek sê ons sal nog daar op het raak die toekoms bietjie meer uitpak. Volgende segment is regspraak. Marek, ons praat 'n bietjie prokureur. Ja, dankie. So, daar's heelwat goed wat 'n mens kan sê wat interessant is in die reg. En dit is baie maklik om vervleg te raak in allerlei tegniese aspekte en hierdie regter het hierdie ding so en so geïnterpreteer en hierdie Latynse sin beteken nou van nou af so in 'n grondwetlike konteks en goed, maar ek dink op 'n praktiese vlak is dit belangriker en meer relevant om te gesels veral in 'n forum soos hierdie oor wat is die impak van sekere regsbeginsels. En nie net die regsbeginsels as sulks nie, maar ook die koste daarvan om 'n sekere regsbeginsel te wil glo of afdwing of daarin vashou. Prakties gesproke, byvoorbeeld, veronderstel iemand skuld jou geld en jy gaan na 'n prokureur toe en jy sê, "Hey, Dewald skuld my R20. Help my om hierdie R20 by Dewald te kry." Ja, dis die prokureur se werk om dagvaarding uit te reik en briewe te skryf en so, maar eintlik is die kliënt se behoefte om die R20 terug te kry. Nou as ek begin om vir Ernest R50 en R100 en R200 te vra om daai R20 te jaag, dan is dit lankal nie meer die moeite werd nie. En dit lei mens daarna om anders daarna te kyk vanuit 'n beroepperspektief af vir my om vir 'n kliënt waarde te gee, en ek glo eintlik in die algemeen in ons professie. Kliënte soek waarde, hulle soek resultate, hulle wil nie weet eintlik wat sê die reg nie. Jerry Seinfeld sê dit so goed, hy sê, dis die lewe soos 'n bordspelletjie en ons almal gooi ons dice en ons skuif ons stukkies al om die bord en as daar 'n fight uitbreek, dan is die lawyer die enigste ou wat die binnekant van die boks gelees het. En hy kan sê, okay, jy mag nie met jou linkerhand gegooi het nie, jy moes eintlik net 2 dekke beweeg het en goed, en dan gaan ons weer aan. So meeste van die tyd los mense eintlik self hulle probleme op sonder prokureurs. Maar partykeer dan raak probleme groot genoeg dat mense na 'n prokureur toe gaan sê, "Hey, help my met die ding, ek kry my uit hierdie situasie uit of kry daai ou uit die situasie uit of so iets." Maar wat mense sien oor tyd is dat veral in groter besighede is nogals 'n pertinente onderskeid tussen baie korporatiewe besighede en klein SME's en so, is dat die korporatiewe besighede het baie funksies in die maatskappy wat nie net core business is nie. Hulle verkoop nie net toiletpapier en tandepasta en goed nie. Die gebou in Sandton is vol prokureurs en ouditeure en human resource managers en wat nie als nie. En dis omdat hulle besef, om hierdie besigheid te beskerm, moet ons die regte tipe hulpbronne om dit sit om werklik die besigheid omvattend te bestuur. En uiteindelik ook baie meer proaktief na goed te kyk, meer ontwerpbeginsels te gebruik as krisisbestuur. Om te sê, waartoe gaan hierdie? In watse konteks vind hierdie plaas? Wat is waarskynlik meer en minder waarskynlik om te gebeur? Watse risiko's kyk ons na? En om proaktief te wees, spaar uiteindelik baie meer geld as om te wag tot die fight uitbreek en dan iemand ten duurste te kry en sê, help my om hierdie ding nou te verstaan en op te los. Dikwels te laat, en dis dikwels ook nie lewensvatbaar nie. En ek dink dit is 'n voorbeeld van iets wat 'n mens weet van 'n perspektief op die reg en wat is die impak van sekere regsbeginsels eerder as net die beginsel self. So ek dink net wat ons wil graag net tentoonstel is die gedeelte hierdie oor regspraak is om te sê, hoe beïnvloed dit jou as 'n SME? Hoe kan jy proaktief dink oor sekere goeders in plaas van net om oor regspraak te praat, nee, maar want ek dink ons wil nie eers wanneer die fight uitbreek, dan moet ons ook maar wat se wapens moet ons nou hê, is om net proaktief so 'n bietjie preparation te doen, sodat jy klaar weet wat is nodig, wat is die basiese beginsels van 'n regsperspektief wat jy in plek moet stel, sodat jy nie uitgevang word nie. Ek gaan nie die boks hele binnekant van die boks lees nie, maar dat ek net die eerste gedeelte, ek moet die basic reels verstaan, nee.
Ja, absoluut. Deel van die probleem is soos 'n Cowboys, né? En ek dink die Afrikaner se sterkpunt en sy swakpunt, en ek wil sê dis 'n sterkpunt, meer as swak, is dat ons het mos nou hand geskit. Maar ek sê ook, jy weet altyd daai wat ek sê wat jy hoor en wat jy sê en ek hoor sien dieselfde ding nie, veral nie as ons begin moedig raak vir mekaar nie, en dan skop selektiewe geheueverlies in. Maar ek het vir jou vinnig gevraag, is deel van die uitdaging juis nie ook omdat dit moeilik is in Suid-Afrika om vir klein bedrae te gaan baklei nie. Jy weet, ek dink ek het al vir jou 'n storie vertel, in Engeland kon ons suksesvol vir, ek het die een fight was 700 pond, so ons praat van 14.000 rand. Jy kan gaan fight dit, vat jou 3 ure en jy wen hom, en word jou taxi geld sommer ook gecover in die proses. So nommer 1 is, hoe lyk dit? Jy weet, wat is die situasie met my as individu, om te gaan beklei, en as 'n besigheid, en ek wil sê amper, waar is daai lyn en waarvoor moet jy versigtig wees? Okay, daar's natuurlik 1001 verskillende eisoorsake en redes waarom mense met mekaar in dispuut staan en weet wat se uitkomste mense najag in dispuutprosesse en so aan, maar so byvoorbeeld sou dit na die CCMA toe gaan, was dit 'n werknemersgeskil, is iemand is afgedank of hulle salaris is net eensydiglik gesny. Kan mens na die CCMA toe gaan, dit is gemaak om toeganklik te wees, jy kan dikwels sonder regshulp nogals redelik ver kom, jy word gehelp daar. Daar's eintlik in Suid-Afrika oulik vir my, al hoe meer sulke ombudsprosesse en ombudsforums wat werklik waar bedoel is om toeganklik te wees en om vinnige regshulp te kry en maklike regshulp. Dit kom ook met die probleme, dis nie 'n perfekte antwoord nie, dit is baie dikwels volgens die handboek 'n perfekte antwoord, maar prakties kort jy maar ook regshulp, jy kort regshulp. Weet mense van dit? Ek wil sê, dis die ander kant, dit klink, ek weet van baie van hierdie goed nie, nee, so dis... Dit is ook 'n bietjie van 'n grap, dat mense dink dat dit is baie meer op die voorfront, dat jy weet, as jy in 'n estate bly, kan jy na die community schemes ombud toe gaan, en jy kan 'n saak daarna verwys, en hulle kan nogals redelike hulp vir jou gee. So daar is baie toeganklike regsmeganismes, waarop mense kan staat maak, maar veral met geld, met hof toe gaan, goed waar jy eintlik maar net by 'n landdroshof in die Hooghof 'n eis kan laat afdwing en 'n bevel kan kry, raak so vinnig nie meer lewensvatbaar nie. Jy weet, dit is so dikwels die geval waar mense, selfs daai grap van skik op die trappe van die hof, dit gebeur baie dikwels, en meeste van die goed kom nie eers tot by die trappe van die hof nie, dit word op pad soontoe geskik. En die cowboy ding wat jy van praat en die handskit ding, moet mens nie onderskat nie, dat 9 uit 10, is dit nie 9,5 uit 10 van die kere is in die samelewing, los mense probleme self op, en is 'n hof nie nodig nie, en dis ook hoekom dit so uitsonderlik is, dat daar party goed na hof toe gaan, dit is eintlik 'n fraksie van insidente, maar die kostes is 'n baie belangrike aspek, en om eerstens net in ag te neem, dat voor jy 'n gebou bou, doen jy 'n opgawe van wat die waarskynlike kostes gaan wees, dan maak jy 'n besluit of jy gaan begin bou, anders kom jy halfpad en jy sien jy moet ophou. Nou dis dieselfde met 'n regsgeding, as jy nie die ding kan deurvoer nie, dan dikwels is dit beter om vroeg daai sommetjie te maak, jou laaste kat, en te sê, hey, kom ons skik hierdie ding, of kom ek skryf dit af, kom ek oorweeg hoeveel geld ek in hierdie gaan insit, en kyk of daar nie 'n beter spandering van my geld is nie. Maar Marie, is dit nie dieselfde as jy nou 'n voorbeeld van die huisbou of die gebou nie, dat ons dink analities en dink logies dan. Is meeste van geskille nie emosioneel gedrywe, ego gedrywe nie, dat die basiese beginsels soos jy nou verduidelik, is uit die deur uit. Dis ek gaan jou beklei want ek is kwaad vir jou. En ek dink partykeer dis waar die regte prokureur dit moet fasiliteer, meer soos 'n marriage counselor, as wat hy die wet moet ken om mooi te verduidelik. Dit is uiteindelik, dis waartoe julle gaan. Ek verstaan julle is kwaad vir mekaar. This is where logic prevails. Ja, so prokureurs is huursoldate. Ons word betaal deur iemand om hulle fight te fight. En die persoon wie betaal nomineer die vyand en sê, hierso is my rede hoekom ek teen hierdie ou wil beklei. En ons lag eintlik altyd dat oor hierdie woord beginselsaak. Dis mense met daai ding uit hulle kop uitkry wanneer hulle na prokureurs toe gaan. Ek sê, as jy regtig in 'n beginsel glo, wil ek kyk of jy daai beginsel oral konsekwent in jou lewe toepas. Dan kan jy vir my sê dis 'n beginsel.
maar om net te sê, weet jy wat, niemand doen dit aan my nie, dis 'n beginselsaak, ek gaan hierdie ou kry, al kos dit my Ek skree nie vir die Stormers nie. Dis 'n beginselsaak. Wel, we net nie 'n prokureur kry om daai punt te vat nie, jy weet, op 'n outsourcing model nie, want hier's iemand met 'n, jy moet verstaan, 'n negatiewe insentiewe stelsel. 'n prokureur word tipies per tyd betaal, nie uitkoms nie. So as jy vir my nou gaan sê, hier's 'n beginselsaak, en ek word betaal vir hoeveel tyd ek aan jou beginsel spandeer, nie wat ek reg kry vir jou beginsel nie, is jy klaar op jy afdraande pad. Dan moet jy seker maak, daai beginsel is vir jou baie, baie werd, en jy weet wat dit jou kan kos, as jy dalk ook dit nie reg kry om daai beginsel. Skus Ernest. Ek dink mense moet die emosie heeltemal daar uithaal, soos wat ons nou gesê het, en amper dit as 'n belegging na kyk, en kyk wat is die return on investment. Want daar gaan 'n investment wees, dit gaan jou geld kos. Wat is die risk versus reward hierso? Wat kan jy terugkry en wat gaan dit jou kos? Maar dan nie een groot probleem wat ek dink ons het as entrepreneurs en kleiner besighede is die bullies, die groot maatskappye, die corporates al buite wat hulle eie legal systems het, en daar gaan mens, ek dink seker 9 uit 10 keer die fight verloor. Dis so waar, dat wanneer daar Thomas noem dit nou maar 'n regsgeding is, maar is eintlik maar net 'n dispuut tussen entiteite, dit kan mense en maatskappye wees, is dit, moet mens na al die faktore kyk in die spel, en nie net die beginsel wat jy hoop die belangrikste in ter sprake is nie, want as jy teen 'n groot vyand te stand kom, soos 'n groot corporate, en hulle het hulle eie binneshuise span, hulle het goeie prokureurs wat hulle in elk geval betaal, of dit nou sin maak of nie, hulle het 'n budget vir die jaar waaruit hulle dit trek, so of dit nou hierdie keer die moeite werd is of nie, vir hulle is dit, vir 'n groot corporate is beginselsaak baie belangrik, want hulle wil nie die verkeerde president stel nie, vir hulle is die beginsel, jy gaan nie wegkom hiermee teen ons nie, byvoorbeeld, en daar's soveel leverage, soveel muscle wat hulle in dit kan ingooi, amper steroids, as ek dit so kan noem, hoe onregverdig daai voordeel is, as dit nou sport was, dan is dit soos om teen iemand op steroids deel te neem, en hulle gaan, ongeag van jou beginseltjie en jou feite, gaan hulle jou kan stormloop, deur net langer in die game te bly, deur 'n bietjie meer modder in die water in te gooi, die dinge bietjie meer blurry te maak, bietjie uit te rek, dat die war of attrition, teen die tyd wanneer jy 3-4 jaar later uiteindelik in die hof kom, het dit jou al soveel gekos, en nie net geld nie, moet mens besef, dis tyd, dit is jou energie, dit is jou welstand, jou emosie, dit is baie moeilik om jouself heeltemal net te verwyder van iets waarin jy intiem betrokke is, en as jy in die gesig gevat word, en jou belange word aangeraak, is dit baie moeilik om net stoic en level-headed te wees, en 100% koud rasioneel, maar eintlik is die regte ding om tog so 'n bietjie meer 'n rasionele aanslag te vat, en ook, ek dink wanneer iemand met 'n prokureur te doen het, baie reguit daai gesprek te hê vroeg al, en dit sommer op skrif te plaas as deel van die opdrag, en sê, neem in ag, dat die waarde van dit waarvoor ek beklei hierso, is dit, en as ons bo 'n sekere limit gaan, om hierdie ding te jaag, wil ek uittrek al, maak nie saak wat nie, want dan en ek wil sê, 'n goeie prokureur sal cut both ways, nee, ek wil sê, 'n goeie prokureur, soos jy, en ek wil nie jou heuning om die mond smeer nie, maar jy waarsku vooraf, is jy seker jy wil hierdie fight, en ek bedoel, ons is besig om, onder andere skelm etters, maar nou wil ek daai vraag, in pertinent met hierdie een maatskappy, wat so rukkie gelede in die nuus was, vir die verkeerde redes, nou het ek 'n kontrak, hulle skuld my geld, nou wat nou, los ek dit net, want ek het nie daai, jy weet, daai muscle, daai steroids, ek is korrek, ek is nie. Dis 'n baie goeie vraag, want die feit van die saak is, dat selfs al het jy 'n goeie saak, selfs al het jy 'n kontrak, moet jy nog steeds deur die hofproses gaan as die ander party nie wil saamspeel nie, en hulle wil nie net toegee nie, en dis interessant genoeg, mense is geneig om te dink, ja, die ander mense, hulle is skelm, hulle weet hulle is verkeerd, hulle weet hulle skuld ons geld, hulle weet hulle kan dit nie doen nie, dis natuurlik obvious vir hulle, ek seker hulle lê wakker in die aand en stres oor hierdie wat ons nou teen hulle het, en dan, as jy die ander kant van die storie hoor, dan is dit soos, nee,
die ander kant sien dit heeltemal anders. Johan het bedank intussen. Ja, Dis by 'n ander maatskappy. Hulle dink waarskynlik dat jy is 'n skelm. Hulle dink hulle is reg. Hulle dink jy mors hulle tyd. Hoe durf jy hulle aanvat en so voort. So dis die ding. Okay. So die kostes kan baie vinnig dit verbyvat al het jy 'n goeie saak. En ek dink selfs daar is die proaktiewe element dat sou dit veral in besigheidstransaksies kan jy in die kontrak jou eie geskilbeslegtingsproses definieer en daartoe toestem en sê, hey, as ons in 'n dispuut beland oor dit wat ons nou hierso handel, gaan ons dit op hierdie manier hanteer. Ons kry 'n onafhanklike deskundige om 'n ondersoek in te stel en vir ons 'n uitslag te skryf wat bindend is op ons, sodat ons nie deur hierdie hofproses hoef te gaan nie, byvoorbeeld. Ons kry reëls in plek, mooi gedefinieer voor die tyd. Daar's hy. Maar daai wat jy nou gesê het, maar is dit gewoonlik daai gedeelte wat praat van arbitrasie wat jy in 'n kontrak sit. Yes, tipies. En dan is daar nou eintlik bietjie van ek sê die nuwe ding. Is nou nie so nuut nie, maar baie mense weet eintlik nie daarvan. Is so tussen mediasie en arbitrasie. Kyk, mediasie is iemand wat 'n gesprek fasiliteer tot mense ooreenstem tot 'n skikking. Arbitrasie, 'n arbiter is iemand wat voorsit, amper so 'n private hofsaak lei, amper in 'n vertrek. Hy luister na al twee stories. Luister na al twee kante, daar's reëls en dis jou beurt en bewysstukke en argumente en dan's die bevinding. Adjudication is wel 'n middelgange ding wat ek dink veral in die konstruksie-industrie ontstaan het, waar daar nie altyd tyd is om te gaan stop en 'n probleem op te los en dan aan te gaan nie. Ons moet beweeg, waar 'n onafhanklike persoon wat kundig is, die 'n meer vloeibare proses kan volg en in plaas van om met streng reëls alles te probeer reguleer, meer wat hulle noem inquisitive is, meer ondersoekend is en die antwoorde self soek en sê ek hoef nie alles te hoor nie, ek wil net hierdie 2 of 3 vrae vra en kom ek terug na jou toe. Nou vra jy daai en uiteindelik kan daai persoon vasstel sê, hier's eintlik net 1 of 2 goed wat ons regtig moet bepaal en dan kan ons die bevinding maak. En die snaakse ding van hierdie adjudication proses wat baie meer informeel is en baie anders as die tipiese wat hulle met accusatorial hierdie ek versus jou skuld, nee, dis jou skuld, is meer 'n ding van, kom ons vind die feite. Sê wil ek seminar. Ja, wel, ek sal 'n bietjie meer... Kansler, ja. Kom ons... Kyk, maar dit kan ook backfire, nee. Maar jy bring albei na die tafel toe en sê, weet, want as iemand net soos in die middel die kansling is, maar eintlik is julle albei verkeerd. Weet, ja, jy wil iemand hê wat 'n bevinding kan maak, wat sê, hy is verkeerd, sy is verkeerd, of is nie eers altyd hy of sy is verkeerd nie, dit is... Maar ek dink partykeer is dit ook nie verkeerd nie, ja, presies. Dis hoe jy dink aan dit, yes. Want partykeer is jy nie heeltemal verkeerd nie, is net, maar ek het nie besef jy is ongelukkig met my nie, want dan is daai, partykeer het jy nie daai, iemand moet net vir jou dit sê, ja. en iemand anders, die ander kantste party wat nou wil beklei. En daar maak jy 'n baie goeie punt, dat met adjudication vind hulle dat, dit is 'n ou statistiek wat ek gehoor het, maar ek glo is eintlik waarskynlik waar, is dat hulle sê, in 98% van gevalle, aanvaar mense die uitkoms van 'n adjudicator, al is dit nie so perfek, jy weet, na soveel analise en deurtrap van die kwessies en goed nie, net want dit bring finaliteit, en daarin lê eintlik 'n baie belangrike goue sleutel, wat almal moet onthou, is dat finaliteit is meer werd as geregtigheid. Jy dink, jy soek geregtigheid. Ek kan jou nou sê, jy doen nie. Jy soek finaliteit. Dat as jy regtig getoets word, gaan jy uiteindelik meer waarskynlik sê, kan ek net hierdie agter my rug sit. As, ek gaan nog 2 jaar gaan, ek gaan nog 200,000 rand spandeer, ek wil die einde van hierdie ding sien. Dit gebeur super selde, dat daai die motivering is, as daar nie 'n baie belangriker kommersiële of belang. Jy wil net hoor wat sê Judge Judy Keiter vir jou. Maar wat is die, ek dink dit is belangrik oor die finaliteit, is, dit gaan nie net oor die geld wat jy spandeer aan regskoste nie. Ek noem dit altyd mindspace. Weet, as jy nou in die aand wakker lê oor hierdie geskil, wat beteken dit, hoeveel verloor jy nie in jou besigheid nie? Ek meen, ons praat nou oor 2-3, geskille kan lank aangaan. Waar kan jy het nou dalk beklei oor iemand wat jou koffiekoppie gekopie het,
Maar hoeveel ander idees kon nie meer opgekom het in die tussentyd wat nog 'n groter wen kon wees het. Ek dink altyd mens sal teruggaan, waar kan jy wees? Maar ek dink is weer eens, ons is mense, ons is emosioneel. Partykeer raak ons vas in die, soos jy genoem het, die beginselsaak. Ek dink jy het 'n oulike storie nou reg verduidelik, van as ons in die bar sit en die ou vat in jou meisie se bout, jy weet, en die media het, en ons, maar okay, so ek gaan dit los, maar ek wil net gou 'n laaste klap gee op pad uit, weet, nee, jy moet dit nou los, ons moet, weet, jy moet, is dit los? Ja, dat eintlik soos in 'n bar fight, is daar nie 'n wenner nie, daar's net altyd 2 losers. En dis omtrent hoe dit werk met regsgedinge dikwels, en ek kan nou nie sê dit vir almal. Ek het nie welkom se bar fights gesien nie. Daar is verloders. 'n duidelike verloder. Maar ek bedoel die waarheid is dat jy wil eintlik uit die fight uitkom. Jy wil wegloop, al het daar ongeregtigheid geskied. Is dit baie dikwels die beste om die fight self te vermy en jouself te vra, wat is die beste gebruik van my tyd en hulpbronne? Presies wat jy sê, Dewald, dat is dit iets wat ek regtig wil verder geld in belê en eintlik op risiko plaas, of is daar dalk 'n beter manier wat ek daai selfe geld kan spandeer, ander geld kan maak en oor kan begin met 'n skoon gedagtes. En op 'n laaste punt ook, ons gaan kyk uit, maar hy gaan wat ons ook in die begin hierdie podcast ding, alles wat ons hier doen is dis daai gratis waarde toevoeging, nee, wat ons hier doen. So maar hy gaan ook 'n standaard service level agreement instel wat ons vir jou besigheid daar wat jy kan bietjie tweak, maar ons gee vir jou fondasie om seker te maak daai handskit is 'n bietjie meer formeel sonder verrassings. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.